Die boek van die Romeine is vir ons 'n uitdaging, wat ons graag wil aanneem. Want soveel van wat ons geloof in Christus Jesus behels, word vir ons op 'n sistematiese manier in hierdie boek verduidelik, in hierdie brief verduidelik wat Paulus geskryf het. So kom ons vra die Here, dat hy ons help om hierdie brief te verstaan, op die regte manier. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, het is net uit u hand uit die mond van u Seun, ons Here Jesus Christus, wat ons die waarheid sal hoor. En dan vra ons vanoggend, Here, gebruik u woord, sy woorde, om ons te rig, Here, om ons insig te gee, om ons te laat verstaan wat die evangelie werklik beteken. Die verlossingswerk van u Seun. Sonder u sal ons dit nie verstaan, Here. Ons vra u genade daarvoor. Amen. Laasweek het ons die inleidende verse van Romeine 1 gebruik om ons 'n jaarperspektief te gee met 'n lewensuitkyk van groei. Eerder as dit ons 'n klomp doelwitte stel en mylpale jaag, het ons gesê, kom ons kyk na Christus en die invloed in ons lewens en ons kyk met daai uitkyk na hierdie jaar. Hoe groei hy ons? En ons het gesien hoe die evangelie van God 'n ervaring van genade voorhou. Paulus het ervaar hoe God se genade in sy lewe werk, maar dat dit ook 'n prys daaraan verbonde is, en dit beskryf die prys dat jy moet jouself opgee. En die effek van God se genade is geweldig. Beide in die effek op jou verhouding met hom, met God, met Christus, en die effek hoe jy lewe, hoe jou lewe verder onder sy hand uitspeel. Want jy gaan nie meer alleen leef nie. God is verweef in jou lewe in vorentoe. En hy rig jou. Hy groei jou. Maar nou kom die vraag op, as ons dan nou verder gaan, hoekom lees ons nou eintlik 'n boek soos Romeine, of 'n brief soos Romeine? Hoekom lees ons eintlik Romeine? Want jy sien, Romeine is uniek, in die sin dat Paulus eintlik niks met die Romeinse kerk uit te waai het nie. Hy het geen verhouding met hulle gehad nie, hulle was nie verbonde aan hom, of aan sy bediening, of naby aan hom nie, hy het hulle glad nie geken nie. Dit was reeds 'n gevestigde kerk, wat nie onder sy invloed ontstaan het nie. Ons dink dit het onder Petrus se invloed ontstaan. Hy skryf dus 'n brief aan 'n vreemde kerk, wat hom nie ken nie, en hy ken hulle ook nie. Ons het met Kolossense gesien, dat Kolossense was nie deur Paulus gestig nie, maar tog het Paulus 'n invloed daar gehad. Die mense wat onder hom tot bekering gekom het, is die mense wat verder aangegaan het in die kerk van Kolossense gestig het. Dis 'n vreemde kerk. Hoewel daar mense is wat hy ken, 'n hele paar mense is wat hy ken. As jy hoofstuk 16 gaan kyk van Romeine, dan sien jy, daar's 'n hele paar mense by die Romeinse kerk, wat hy ken. So hierdie tipe brief, wat Romeine is eintlik 'n unieke brief wat ons ken. Dit is die enigste brief wat ons ken, waar Paulus op hierdie terme skryf. En is ook duidelik dat hierdie brief spreek nie direkte kerksake aan wat Paulus van bewus is nie. Hy weet nie wat regtig in die kerk aangaan nie. Ons gaan nou dalk 'n bietjie meer daaroor praat,
maar hy bou 'n gedetailleerde verklaring van hoe die evangelie verstaan moet word vir die gemeente en hy stuur vir hulle dit. Is Paulus besig om te skryf sodat hy 'n basis kan skep vir sy volgende sendingreis? Hy wil graag Spanje toe gegaan het. Ons is nie, die Bybel beskryf nie daai sendingreis nie, maar ons het 'n idee dit het gebeur. En Rome is 'n goeie basis om dit vanaf te doen. Is hy besig om dit voor te berei? Of probeer hy 'n gesindheidsprobleem wat hy oor die algemeen optel tussen Jode en nie-Jode aanspreek? Dit tel ons ook op in die boek. Is daar moontlik 'n vals beeld oor sy verstaan van die evangelie wat onenigheid veroorsaak onder die gemeentes? En hy probeer hulle help om te verstaan dat sy evangelie, net soos die ander apostels se evangelie is, en duidelik is. Ons weet nie. Ons het regtig geen indikasie oor presies hoekom hy hierdie brief geskryf het nie. Wat wel belangrik is, en hier kom dit nou, is wanneer hierdie brief ontstaan het. Want dit is een van Paulus se laaste briewe waarvan ons weet. Ons sê, Paulus het 'n baie lang periode gehad waarin hy geestelik gegroei het. Die apostel Paulus het geestelik gegroei. Dink jou aan. En nou skryf hy hierdie brief. En dit beteken dat Paulus se gedagtegange en redenasies rondom die evangelie is teen hierdie tyd baie volwasse in hulle ontwikkeling en baie goed uiteengesit. Hy het dit regtig baie goed deurgedink teen hierdie tyd. En Paulus bou vir ons 4 oorhoofse temas uit oor die evangelie se sentraliteit tot ons geloof. Dis wat jy nodig het. Jy het die evangelie nodig om te glo. En hy gaan vir ons dit in detail opbreek wat elke deel van dit beteken. En daarom is die boek vir ons so belangrik. Want ons het regtig waar baie goeie insigte wat ons kan leer. Die evangelie wat hy beskryf is God se geregtigheid deur geloof teenoor ons. Dis die eerste punt wat hy maak. Dit beskryf God se krag tot ons redding. Dis die tweede punt wat hy ons gaan leer uit die boek uit. Die derde punt is God se verklaring van die ou verbond. Wat eintlik vir ons 'n rigtingwyser is na die evangelie toe. En dan laastens beskryf ons die veranderende effek van die verhouding met God, hoe dit ons lewens affekteer. Dis die 4 goed wat Paulus ons gaan leer uit Romeine uit. Maar eers gee Paulus vir ons 'n definisie van die evangelie van God wat hierdie beskrywing raam. Dis soos op 'n lughawe waar jy rigtingwysers nodig het. As jy nie daai borde kyk wat in die lughawe is nie, in hierdie groot lughawes. Ons was mos nou in Doha se lughawe gewees. Mense gee wat as jy nie na die borde kyk, gaan jy nooit by jou plek uitkom waar jy moet wees om jou vliegtuig te vang nie. Jy gaan agter wees. Dit vat jou, ons het een keer op een kant gewees, ons is heel aan die een kant van die gebou wat ons moes wees vir ons vliegtuig, en toe so 2-3 ure wat ons moet wag, 'n paar ure wat ons moet wag, en toe ons amper op die einde, kyk ek gelukkig weer op die bord, wat aankondig waar se hekke ons moet bly wees, en toe het hulle dit geskuif, toe het hulle heel na die oorkant se hek toe geskuif. Ok, nou begin jy stap. Dit vat jou 20 minute.
En as jy nie geweet het waar jy is nie, dan het jy die vliegtuig weer gemis. Kom na Romeine 1 vers 16 en 17 en ons kyk na hierdie definisie. Kom ons kyk na hierdie rigtingwyser vir die res van die Romeine. Wat ons gaan leer hoe om reg te kyk. Romeine 1 vers 16 en 17. Die boonste gedeelte gaan ons binne in die teks gebruik, so ons gaan hier na die onderste toe, Romeine 1 vers 16 en 17. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. Eers vir die Jood, maar ook vir die Griek. Want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus. Soos daar geskryf staan, die regverdige op grond van geloof sal leef. Hierdie definisie, hierdie raamwerk, wys vir ons twee goed. Een, die evangelie is God se krag tot verlossing, vers 16. En tweedens, omdat dit sy geregtigheid wys dat sy geregtigheid op geloof alleen berus. Geen werke nie. Dis die twee goed wat ons hier so raak sien. Dis die twee beginsels wat Paulus vir ons wys, wat hy gaan verder uitbou deur die hele Romeine. Kom ons begin by die eerste een. Die evangelie is God se krag tot verlossing. Paulus verstaan een ding baie duidelik. God besit die inhoud van die evangelie. Dis syne. Dit is die evangelie van God. As jy op vers 1 kyk, dan sê hy, Paulus se diensknegt van Christus Jesus, 'n geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie van God. Dis God se evangelie. Niemand anderster in dit. Selfs Rome en die ryk van die Romeine is nie 'n uitdaging vir die evangelie nie. So, Paulus voel nie onseker of skaam daaroor vir hierdie wêreldse magtige gesag nie. Die mense wat die wêreld oorheers. En Paulus sê, ek skaam my immers nie vir die evangelie nie. Hy sal dalk bedreig voel in ander maniere, maar nie oor die evangelie nie. Elkeen wat glo dat God hom of haar kan verlos, sal verlos word. Want Christus is daartoe in staat. Sy opstanding uit die dood bewys sy krag tot verlossing as die enigste gesag wat daardie tipe krag het as die Seun van God. En dit het ons in vers 4 gesien. Wat na die gees van heiligheid op grond van sy opstanding uit die dood kragtig aangedui is as die Seun van God, Jesus Christus, ons Here. En is sy krag wat in vers 16 werk en sê, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. Dit is sy krag. Ons sien daar nie 'n perk, daar is nie 'n perk op hierdie krag nie. Want dit begin by die Jode, die wat God histories herken het. God het met hulle gewerk deur die hele Ou Testament. En hierdie krag van verlossing begin in hulle midde. En dan bereik dit nie 'n grens as hulle as dit hierdie Ou Testamentiese geskiedenis begin oorsteek nie. Dit gaan oor. Dit gaan oor na die nie-Jode toe.
die wat God histories nie geken het nie, wat nie die Ou Testament gehad het nie, en hy oorwin, en hy verlos, ongeag die herkoms. So, God kies om enige mens te verlos alleenlik op die krag van Christus, soos sy opstanding bewys het. Dis die fondasie van die evangelie. Nou, 'n paar vrae mag nou opduik uit jou denke en uit jou hart uit. Ek noem dit twee verskillende goeders, denke en hart, want ja, logiese denke gaan vir jou vrae bring, maar jou hart, jou emosie, gaan hier 'n stap neem en vir jou vrae vra. En jy moet mooi dink daaroor. Hoekom moet ek verlos word? Waarvan moet ek verlos word? Ek is tog 'n vrye mens. Wat maak dit dan saak? So, wat het dit met my te doen? Ek vorder tog goed in die lewe. Ek is getrou aan my kerk, ek doen moreel goed. My familie is goed, is goed gevestig. Hulle is gelukkig. Ons huwelik is tog reg. Ons stry so 'n bietjie partykeer, maar ons lewe tog 'n goeie lewe. En ek sien dis nie iets waarvan ek verlos moet word nie. Hoekom is dit dan vir my? Of aan die ander kant kom daai vrees op, ek is so vrot en opgevang in die gemors wat ek vir myself veroorsaak het, of wat as gevolg van my omstandighede oor my is, dat niks my kan verlos nie. Hoe op aarde sal God dan my kan verlos? Dit is alles vrae wat by 'n mens begin opkom as jy hierdie sin lees. Want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. Ek kan sien dat die probleem glad nie so eenvoudig is as wat dit op die oog af lyk nie. Of ons is blind vir ons toestand van gevangenskap. Ons sien dit hier raak, hè. Daai rebellie. Of ons dink ons kan ons rebellie self oplos en is vry deur ons eie werke. Of ons is so bewus van ons verstriktheid in ons rebellie en ons gevangenskap, dat ons nie kan glo dat daar redding moontlik is nie. Op verskeie maniere glo ons dan nie aan God, aan die behoefte tot of die vermoë van die krag van Jesus om my vry te maak van myself en my vervalle toestand nie. Ek glo dit nie. Maar dink mooi hieroor. Wanneer laas het jy 'n dag beleef waar jy nie gefaal het om reg te praat, reg op te tree, of selfs net reg te dink nie? Ek kan vir julle sê, ek sukkel elke dag. Die definisie van die evangelie bewys almal het sonder uitsondering verlossing nodig. Of jy dit glo, en of jy dit nie glo nie. Dit maak nie saak nie. Jy het dit nodig. Jy moet egter glo jy moet vrygemaak word.
en glo dat net Jesus jou persoonlik vry kan maak. Anders is jou verstaan van die evangelie vals. Dit is nie 'n 50-50 bydraes, nee. Jy het nodig om te glo, jy moet vrygemaak word. En jy het nodig om te glo, dat net Jesus jou persoonlik kan vrymaak. Dis al. Nou, dit bring ons by ons tweede punt. Die tweede punt van sy geregtigheid berus alleen op geloof. Want agter al hierdie vrae wat ons nou hier gevra het, lê 'n veel dieper vraag. Hoekom is hierdie verlossingswerk so nodig? Ja, ek kan selfs in daai toestand wees en ek kan sê, okay. Hoekom is dit so nodig? In vers 17 maak die verhoudingsaspek van die evangelie nou vir ons duidelik. Want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus, soos daar geskryf staan. Die regverdige op grond van geloof sal leef. Ons behoefte tot verlossing openbaar of maak dit duidelik. God se geregtigheid in ons verhouding met hom is hier ter sprake. 'n Verhouding met God moet God se geregtigheid in ag neem. En die eerste vraag wat opduik is, wat is God se geregtigheid dan? Wat beteken dit? Die HAT het 'n definisie daarvoor en dit sê, geregtigheid is dit wat jou in staat stel om reg aan iemand anders te doen. Dan is jy geregtig. Jy het die reg daartoe. Ons praat dus eers van God se toestand. Geregtigheid. Die geregtigheid van God. Dis sy toestand. God is in wese altyd opreg en geregverdig in sy karakter, in sy gedagtes, in sy woorde en in sy optrede. God sal nooit nie geregtig wees nie. God was nog nooit in 'n posisie wat vir hom nie in staat stel om reg op te tree nie. Dis wat dit beteken. Sien jy nou wat jy nodig het? Jy het God se geregtigheid nodig. Dit wat hom in staat stel om reg op te tree. Want jy kry dit nie reg nie. Jy het geen reg daartoe nie. Anders is jou gedagtes, jou motiewe, jou woorde en jou dade onregverdig voor God en voor ander. Dit maak nie saak hoe edel jou motief is of hoe goed jou gedrag ook al lyk nie. Dit word geopenbaar aan jou in jou verhouding met God. Jy is nie reg nie. Jy het God se genadevolle verlossing nodig in Jesus Christus, die krag van God se verlossing. Waardeur hy jou in staat stel om met sy eie geregtigheid te leef. Nie met jou vals geregtigheid nie. Dit is uitsluitlik tot jou verhouding met hom, met God, en uitsluitlik van Jesus afhanklik.
Jy kan dit nie op 'n ander manier kry nie. Nou, die probleem is, omdat jy die geregtigheid van God nie het nie, glo jy ook nie jy het dit nodig nie. Dis die probleem. Dit maak nie saak hoe moreel of verhoudingsgewys jy reg leef nie. Jy is geskei van God se geregtigheid in die onvermoë om die probleem te verstaan, om jou probleem te verstaan. Jy kan nie. En daarom bou Paulus die beginsel in, dat jou vrymaking om God se geregtigheid te ervaar en daarin te leef, geheel en al op geloof berus. Jy moet dit glo. Of soos die 1933 vertaling dit stel, en dit is vir my baie mooier ene. Hy sê, dit is uit geloof tot geloof. Jy het geloof nodig om dit te glo. Soos Paulus op 'n ander plek skryf. Geloof is 'n gawe van God. Jy sal dit net glo as God jou die genade gee om dit te glo. En dit is die finale teken van God se geregtigheid. As hy jou ten volle oortuig van sy verlossing om jou sy geregtigheid te gun en jy dit insien in 'n oomblik. Jy besef dit. Jy sien dit in en jy begin dit glo. En jy begin om ten volle daarvoor vertrou. Dis die evangelie. Nou Paulus, wat beteken dit vir ons? Paulus sluit af met 'n baie interessante aanhaling uit Habakuk 2 vers 4. Die laaste deel, die regverdige op grond van geloof sal leef. Nou in Habakuk 2 vers 4 staan hy so. Kyk, hy wat nie opreg is nie, hy wat nie geregtig is nie, kwyn weg. Maar die regverdige, deur sy betroubaarheid, sal hy leef. Wow. Dit klink nie reg nie. Tot jy besef die woord vir betroubaarheid in die Hebreëus is hier presies dieselfde woord vir geloof. En dan gebruik Paulus hom op hierdie manier. Die regverdige op grond van geloof sal leef. Nie betroubaarheid nie. Paulus neem dus een gedagte, naamlik jou betroubaarheid, en hy vervang dit met vertroue in God. Glo jy God? Die definisie vir die evangelie is klokhelder in jou en my ore vanoggend in hierdie stukkie. Hierdie paar woorde. Dit is so eenvoudig gestel. Die enigste manier waarop jy God se geregtigheid kan toon, kan eien, is as jy hom alleen vertrou, om deur sy seun se krag alleen jou vry te maak van jou sonde rebellie, jou selfgeregtigheid. Dis die evangelie. Die vraag is, vertrou jy jou eie betroubaarheid of jou eie geregtigheid? Of vertrou jy God se geregtigheid en sy krag om jou vry te maak? Staan op Christus. Kom ons bid saam.
Here, hierdie ding strek tot in die diepste van ons wese. Ons het nodig dat U ons verlos. En ons U geregtigheid aantrek. Wil U ons genadig wees, Here? Wil U ons oë oopmaak hiervoor? Wil U ons die geloof gee om dit regtig te glo? In die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Kyk, my knoppie druk.